Geliefde broers en susters en baie hartlik welkom in ons erediens vanoggend. Ook aan besoekers wat vandag hier by ons is. Hier is heelwat besoekers wat saam met ons doophouers vandag hier teenwoordig is. Baie hartlik welkom aan elkeen van u. Ons glo dat die Here vandag in hierdie erediens by ons is, veral dat ook by hierdie spesiale sakramentsbediening van die Heilige Doop, en dat die Here ons ook daardeur opnuut weer sal inspireer en sal herinner hoe kosbaar ons vir hom is. Mag hierdie erediens wat ook vandag tot ons seën wees en tot eer van die Here. Kom ons begin hierdie erediens hier hartlik saam met 10 trede te sing. Ons sing Vom 72, al 3 verse daarso. En ons redder. Hy is die een vir wie ons altyd kan skuil. Hy is vir ons 'n skild en 'n sterk verlosser. Die Here is ons veilige vesting. Geliefde broers en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Amen.
heilige doop word in hierdie 3 hoofpunte saamgevat. Die eerste hoofpunt is dat ons en ons kinders van ons eerste lewensoomblik afsondig is en in sonde gebore word en daarom onder die oordeel van God staan, sodat ons nie in sy ryk kan kom nie, tensy ons weer gebore word. Ons onrein en sondige bestaan word juis aangedui deur die noodsaaklikheid van die doop met water. So word ons deur die doop vermaan om die erns van ons sonde te besef, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en verlossing buite onsself soek. Die tweede hoofpunt is dat die heilige doop aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus betuig en beseël. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Met die doop in die naam van die Vader betuig en beseël die Vader aan ons dat hy 'n blywende genadeverbond met ons sluit en dat hy ons as sy kinders en erfgename aangeneem het. Daarom wil hy ons in alles versorg en alle kwaad van ons afweer of dit vir ons ten goeie meewerk. Met die doop in die naam van die Seun beseël die Seun aan ons dat hy met sy bloed al ons sondes afwas en ons saam met hom laat sterwe sodat ons ook saam met hom kan lewe. So word ons van ons sondes bevry en deur God as vrygespreektes gereken. Met die doop in die naam van die Heilige Gees verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lede van die liggaam van Christus wil maak. Dit doen hy deur tot ons eie te maak wat ons reeds in Christus het, naamlik die afwassing van die sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik in ewige lewe as deel van die gemeente van uitverkorenes sonder sonde sal wees. Die derde hoofpunt is dat God ons deur die heilige doop vermaan en verplig tot in nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie een en enigste God, Vader, Seun en Heilige Gees aanbid en lief hê, vertrou met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand en met al ons krag. Ons moet ons sondige bestaan beëindig en nie meer in diens van die sonde nie, maar volkome in diens van God lewe. As ons soms uit swakheid sondig, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly nie. Die doop is immers 'n seël, 'n betroubare waarborg dat ons 'n blywende verbond met God het. Alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, is dit nie 'n rede om hulle van die doop uit te sluit nie. Sonder dat hulle dit weet, verkeer hulle immers vanweë die sondeval van Adam onder die oordeel van God. En net so, sonder dat hulle dit weet, is hulle in Christus in genade aangeneem. God stel dit baie duidelik wanneer hy aan Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook aan ons en ons kinders sê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my, jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Daarvan getuig Petrus ook met hierdie woorde, wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. Vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. God het vroeër beveel dat die kinders besny moet word, want dit was toe die seël van die verbond en van die verlossing deur die geloof. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, moet die kinders as erfgename van die ryk van God en sy verbond gedoop word. Die ouers is verplig om hulle kinders soos hulle opgroei hieroor breedvoerig te onderrig. Geliefde broers en susters, om dan hierdie sakrament tot eer van God te bedien, maar ook tot ons eie troos en die opbou van ons gemeente. Kom laat ons onsself voor God verootmoedig, 'n ware geloof bid, dat hy ons in sy groot genade met alles sal beloon. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Here, dit is vandag hier in u teenwoordigheid, in u helder skynende lig, dat ons kom stil word. Want Here, dit is hier in u almagtige verhewenheid, dat ons eie nietigheid en ons eie sonde opnuut weer besef. Here, u genade vir ons is so groot.
Die feit dat U daagliks die lewenspad saam met ons stap. Die feit, Here, dat U hand van bewaring, selfs in die mistroostigste en grootste gevare, altyd met ons is. Die sekerheid, Here, dat ons weet op grond van wat U in die woord beloof, dat U elkeen van ons op U naam ken, dat U elkeen van ons roep, om U erfgename en U kinders te wees. Dankie, Here, vir daardie onbeskryflike groot genade, wat ons elke dag beleef. En Here, daardie genade word ook vandag vir ons tasbaar hier in die erediens. Here, dit is hier langs die doopfonds dat ons opnuut weer besef, Here, wat 'n groot prys vir elkeen van ons betaal. Hoe duur die prys was, wat U vir ons gegee het, sodat ons aan U kan behoort. Here, U het nie teruggedeins nie. U het nie een oomblik gewonder om U eie seun vir ons op te offer, om in ons plek vir ons sonde te betaal. Here, nogmaals, kan ons U net loof, kan ons U net prys, omdat U 'n genadige God is. Here, maar dan kom ons ook vandag as 'n gemeente, ons kom as familie, as vriende by mekaar, om stil te word in U teenwoordigheid en U heilige lig. En ons kom bid, Here, in die besonder vandag vir klein Amalia, vir haar wat ons vandag gaan doen. Here, U kom beloof vandag, dat U haar lewenspad saam met haar sal staan, dat U daagliks daar sal wees, en haar sal versorg met die goeie en die mooie in die lewe. En selfs, Here, wanneer teëspoed oor haar pad kom, wanneer die lewe met haar gebeur, sal U daar wees, om haar hand vas te gryp, haar weer op te tel. U kom beloof vandag by hierdie doopvol, dat U haar God sal wees vir ewig en vir altyd. En dis dieselfde belofte wat U ook aan elkeen van ons wat gedoop is gegee. Here, daagliks lewe ons hierdie verbond wat U self geskep het. En as herinnering vandag, kom staan ons by hierdie doop, om ons lewens aan U te kom wy, om opnuut weer ons geloof in U te kom bely. Ons gebed is, Here, seën ons, seën Amalia, haar ouers en haar familie, maar seën ook elke lidmaat van ons gemeente. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Geliefde Renet, JJ, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, om aan ons en ons kinders sy verbond te seël. En daarom moet ons dit vir die doel en nie uit bygeloof of gewoonte laat bedien nie. En sodat dit kan blyk dat julle dit glo en aanvaar, moet julle eerlik op die volgende vrae antwoord. Aanvaar julle dat ons kinders van hulle eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word, en in die ellende van die sonde en onder die oordeel van God verkeer, soos ons gehoor het in die eerste hoofpunt.
Bely hulle dat hulle nogtans deur Jesus Christus verlos is en as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te wees, soos ons gehoor het in die tweede hoofpunt. Bely hulle ook dat die Heer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in ons belydenis saamgevat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van verlossing is. Ten slotte, beloof julle en is dit julle voorneem om hierdie kind van julle, sodra sy dit kan verstaan, hieroor na julle vernoot te onderrig en ook te laat onderrig. Renet en JJ, wat is hier op julle hand? Geliefde broers en susters, ek gaan nou af om die sakrament van die heilige doop aan klein Amalia te bedien, terwyl ons net so bly sit. Sodra ek weer terug op die kansel, sing ons as seënbede vir ons die 268. Amalia, voldoen ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Klein Amalia, jy is nou 'n gedoopte kind van die Here. God het jou oneindig lief en in sy woord beloof hy dat hy altyd by jou sal wees. Dat hy jou vir altyd sal lief hê en dat hy jou elke dag aan die hand sal lei. Liewe gemeente, hierdie is klein Amalia voldoen. Sy is nou 'n gedoopte kind van die Here, net soos ons is. Sy is nou deel van ons. Kom ons wees lief vir haar. Kom ons ondersteun haar. Kom ons help haar en leer haar wat die wil van die Here is. Renet, JJ, hierdie is 'n geskenk wat die Here vir julle gegee het. Wees lief vir haar. Maak haar groot, wat die beste van julle vermoë. En gaan wees elke dag vir haar en haar volgenswaardige voorbeeld oor kind van die Here met liefde. Broers en susters, ons sing net die 268. Christus, ons lees vandag saam die woord van die Here uit die Nuwe Testament. Ons gaan saam lees uit die eerste pastorale brief wat Johannes geskryf het en ons gaan daaruit hoofstuk 1 lees van vers 5 af tot by vers 10. Skriflesing 1 Johannes 1 van vers 5 af. Dit is die boodskap wat ons gehoor het en wat ons aan julle bekend maak. God is lig en daar is geen duisternis nie. As ons sê dat ons aan hom verbonde is en tog in die duisternis leef, lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is ons aan mekaar verbonde en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself. En is die waarheid nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. En daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie.
Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. 'n Bietjie later in die evangelie van Johannes, dan sê Johannes daar, die Here Jesus self daar, dat hy wat in God is, luister die woorde van God. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Ons het nou vanoggend en etlike oomblikke gelede die sakrament van die heilige doop bedien. Maar kom ons gaan nou net vir 'n oomblik hier in die begin van die preek weer terug aan hierdie doopvond. Binne hierdie doopvond is daar skoon, helder, deursigtige water. En water as 'n simbool hoef ons eintlik nooit te verduidelik. Die meeste wetenskaplikes is dit eens dat die grootte meerderheid van alle lewe wat hier op aarde is, het hulle ontstaan in water gehad. Ons weet dat water les ons dors, sodat ons kan lewe. Water bring lewe. Maar die eintlike eienskap van water waarby ek vandag wil stil staan, is daardie vermoë van water om ons skoon te was. Water spoel daardie stof van die paaie wat ons deur die lewe loop af. Dit was die vuil smeermerke van elke dag se bestaan van ons af. Nou, geliefde broers en susters, die teksgedeelte wat ons saam gelees het hier in 1 Johannes hoofstuk 1, dwing dit ons eintlik om vir 'n oomblik 'n bietjie dieper te kyk in hierdie water en die doopvond. Johannes begin sy boodskap en dan sê hy, en hy gebruik nie water hier as 'n voorbeeld nie, maar hy gebruik wel die bron van alle suiwerheid, van alle helderheid en van alle deursigtigheid. Hy sê hier in vers 5, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. En wanneer ons in die oorspronklike Grieks gaan kyk, dan is hierdie eintlik 'n baie sterk uitdrukking wat Johannes hier gebruik as hy sê God is lig. Hy sê daarmee dat daar is absoluut hoegenaamd geen spore van enige duisternis of enige donker kolletjie in God. God is net suiwer, glansende, heilige lig. Nou, geliefde broers en susters, wanneer ons nou vanoggend hier sit en dit hoor, dan skep dit amper by ons 'n stukkie spanning in ons kerkdiens vanoggend. En hoekom sê ek so? Want dit is hier by die doopvond en die water in die doopvond dat ons die nodigheid daarvan hoor dat ons gewas word. En dan in dieselfde asem hoor ons die nodigheid daarvan om te weet dat God suiwer, pure lig is. Dat daar geen duisternis, geen vuil kolle, geen smeermerke in God is nie, maar dat hy absoluut rein is. Want wat sê hierdie twee dinge nou vanoggend oor ons wat vandag hier in die banke sit? Dit sê eintlik vir ons dat ons wat vandag hier sit, het iets van 'n probleem. Dit sê vir ons dat die lewensomstandighede wat ons elke dag beleef, en baie keer die keuses wat ons maak in die lewe, maak ons fout. Geliefde broers en susters, ons het die afgelope paar Sondae ook al baie eerlik met mekaar gepraat oor daardie oomblikke wanneer die lewe met ons gebeur. Ons het eerlik met mekaar gepraat oor die krisisse wat ons so baie keer in ons lewens beleef. Ons het met mekaar gepraat oor die storms wat so baie van ons plat slaan wanneer dit oor ons lewenspad kom. Ons het met mekaar gepraat oor die oomblikke wanneer ons na ons asems snak as gevolg van dinge wat gebeur en omstandighede wat ons beleef. En dan kom ons vanoggend hier en dan kom sê Johannes, voeg hy eintlik nog iets by. Hy sê daar is ook 'n ander saak wat bykom. Hierdie ander saak wat bykom is die blote feit van ons, die donker gewig van ons eie sonde en van ons eie broosheid in die wêreld. Dis hierdie donker gewig van ons eie sonde en ons eie broosheid wat baie keer ook maar ons eie uitslag. Johannes skryf hierdie brief nie vir mense wat buite die kerk is. Hy skryf hierdie brief vir gelowige mense. En dan sê hy vir hulle in vers 8, as ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself
en is die waarheid nie in ons nie. Wanneer ons droog maak, wanneer ons foute maak, wanneer die seer van hierdie wêreld ons tref, is dit eintlik ons as mense se natuurlike reaksie om terug te trek in die donker. Te gaan wegkry in die donker, om weg te hardloop na die donker. Want is daar in die donker waar ons kan wegkry, omdat ons skaam voel. Skaam voel oor die dinge wat ons in die verlede gedoen het. Skaam voel oor die foute wat ons in die verlede gemaak het. Dis baie keer daardie maskers wat ons in ons alledaagse lewe opsit. Daardie maskers wat my eie hartseer en my eie bekommernisse en my eie vrees moet doen. Johannes sê eintlik vir die gelowiges van daardie tyd, ons kom sit in die kerk met ons Sondag gesigs. En dan probeer ons vir mekaar en ons probeer selfs vir God lieg, soos hy sê in vers 6. Ons hou ons asem op en probeer maak asof alles in ons lewens perfek is. En geliefde broers en susters, om jou sonde en jou stikkendheid in die donker te gaan wegsteek, is net so goed, jy wil jou asem onder water ophou. Jy gaan jouself nie red nie. Jy gaan versmoor. Maar hier is die antwoord, hier is die oplossing op die situasie en omstandighede waarin ons onsself elke dag terugtrek. Ons het vandag vir klein Amalia hier na die doopvont toe gebring. En ons het haar nie na die doopvont toe gebring omdat sy perfek is nie. Ons het haar nie na die doopvont toe gebring omdat haar ouers perfek is nie. Ons het haar hierdie doopvont toe gebring juis omdat hierdie wêreld waarin ons elke dag leef stikkend is. Hierdie wêreld baie keer donker is. En ons kan onsself nie uit hierdie wêreld red nie. Maar die redding waarna ons soek, lê dan juis in ons evangelie van Jesus Christus opgesluit. Jy sien geliefde broers en susters, die kern van die evangelie soos Johannes het vir ons saamvat hier in vers 9, is dat as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergeef en ons van alle ongeregtigheid, van alle kwaad te reinig. Wat beteken dit om te bely? Die Griekse woord wat Johannes hier gebruik is die woordjie homologio. Hierdie woordjie beteken letterlik om dieselfde te sê. Belydenis sou dan beteken om my sonde te bely, dat ek hom kruip nie voor 'n kwaai God in die hoop om hom te oortuig dat hy my nie gaan slaan. Gaan hom glad. Om my sonde voor God te bely beteken dat ek kruip uit daardie donker gat in die wêreld waarin ek wegkruip uit, om in die lig van God te wees. In hierdie suiwer, helder lig van God te kom staan en dan saam met God te stem. Dis om voor God te kom staan in sy lig en dan self te sê, Here, U sien my, hier waar ek nou staan. Here, en hier waar ek nou staan, stem ek vandag saam met U. Sê ek vandag dieselfde oor my lewe as wat U daarin sê. Ja, hier staan. Ek het geval. Ek het sonde gedoen. Ek het foute gemaak. Ek verskil nie daarmee. Hier staan ek vandag voor U en ek is stikkend. Ek is stikkend as gevolg van hartseer, bekommernisse, vrese wat my lewe oorval. Hier staan ek voor U in die lig. En U kyk na my. En U sien, Here, hoe die materiaal van my lewe besig is, skeur. Die doop begin altyd met daardie belydenis. Daardie belydenis, eerlike belydenis vir God. Wanneer ouers hier voor die kansel kom staan, dan kom staan hulle nie hier omdat hulle enigiets uit hulle self kan doen. Hulle kom staan hier om oor hulle self te sê en hulle kinders te sê. Ons gooi nou ons verdedigingsmeganismes af.
Ons kruip uit hierdie donker wêreld uit, wat ons lewens doen. Ons kom staan voor God, en ons hou nie meer ons asem op nie. Ons staan in die lig van God, en ons kan nou uitasem. En kyk dan wat gebeur. Die oomblik wanneer ons uitasem hier in God se teenwoordigheid, dan oordeel God ons. Hy tref ons nie met een of ander oordeel oor die sonde nie. Johannes sê, God reageer op grond van sy eie karakter. God is getrou aan die beloftes wat hy in sy woord aan elkeen van ons gemaak het. En God is regverdig. Hy vergewe ons nie omdat ons vergifnis verdien, maar hy vergewe ons omdat sy seun Jesus Christus reeds die volle prys vir elkeen van ons betaal. Geliefde broers en susters, dit is die groot troos van die doop. Veral wanneer Johannes in vers 7 sê, die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van sonde. Hierdie woordjie reinig, Grieks is dit katharisa. As ons daardie woordjie bietjie gaan oopkloof en gaan kyk wat dit beteken, dan sien ons dat hier is eintlik 'n bonatuurlike wonder besig om in elkeen van ons se lewens te gebeur. Ek weet dat die meeste van ons mos die Griekse kenners verstaan die taal heeltemal. As jy die woordjie ontleed, dan staan hy in die teenwoordige deurlopende tyd. En dit beteken eintlik dat hierdie reinigingsaksie van God was nooit net 'n eenmalige gebeure wat plaasgevind het en toe opgehou. God se reinigingsaksie van ons lewens hou absoluut nooit op. Die doopwater wat ons vandag op klein Amalia se voorkop gesprinkel het, is nie 'n eenmalige magiese wassering wat gaan beteken dat sy nooit in haar lewe gaan struikel. Hoor mooi. Sy gaan groot. Sy gaan foute maak. Die lewe gaan met haar gebeur. Daar kom waar haar eie sonde en haar eie skuld haar wind in die lewe gaan uitsien. Maar geliefde broers en susters, die doop se belofte is dit. Die genadewater van God droog nooit op. Elke oomblik van jou lewe. Daardie oomblikke wanneer jy jou sonde in die lig van God bely, dan is die bloed van Jesus Christus deurlopend besig om jou skoon te was. Dan is die bloed van Jesus Christus deurlopend besig om die vuilmerke, die vlekmerke van sonde van jou af te was. God se genade vir ons rafel nooit uit. Soos het ons laas Sondag met Denim Sondag ook gesien het. God se genade materiaal bly vir altyd en dit hou vir altyd. En met die doop raak ons deel van hierdie genade materiaal van God. Jy, daar waar jy nou sit, is geweef vir die lewe. En jy is skoon gewas vir die lig. Die oomblik, geliefde broers en susters, wanneer u en ek in hierdie lig van God gaan wandel in ons alledaagse lewe, dan hoor ons hier in vers 7 is nog 'n wonderwerk wat in ons lewens gebeur. Johannes sê hier, dan het ons gemeenskap met mekaar. Ons word nie in isolasie gedoop nie. Amalia is vandag ingeweef in die groter weefsel van ons gemeente. En sy is vandag ingeweef in selfs die groter weefsel van die kerk van God hier op aarde. En hier waar ons mekaar ingeweef is, help ons mekaar om asem te haal. En met dit, geliefde broers en susters, lei dit ook die derde, die voorlaaste stap in ons jaartema van ons gemeente in. Ons jaartema is daardie natuurlike ritme van asemhaling wat ons almal het en wat vir ons almal nodig is. Ons het in die eerste kwartaal gekyk dat hoe belangrik dit is om in te asem en dan spesifiek God se teenwoordigheid in ons lewens in te haal. Gedurende hierdie kwartaal het ons
'n oomblik stilgestaan by die uitasem ritme. Om uit te asem dit wat binne in ons is. Daardie vrese, daardie bekommernisse, daardie spanning wat ons elke dag beleef. Asem dit uit God se teenwoordigheid. Sodat daar plek kan wees in jou geestelike longe, God se gees weer te kan inasem. Maar dan anderlei ook, moet ons dit God se teenwoordigheid wat reeds binne in ons is, uitasem in die wêreld daar buite. Weer gaan hoop en asem gee vir 'n wêreld wat smag na hulle asem. En die derde tema, dis waarby Johannes dan aansluit. Sukkel vir ons te sê, dis nodig dat ons ook saam asem. Wanneer een van ons se wind uitgeslaan word, deur die lewe, deur omstandighede, deur ons eie sonde en skuldgevoelens, moet ons mekaar herinner daaraan dat ons gedoen is. Ons moet mekaar help om asem te haal. Ons moet mekaar se laste dra. Vandag, geliefde broers en susters, kyk die drie enige God, Vader, Seun en die Heilige Gees, klein na Maria. Maar hy kyk ook na elkeen van ons wat reeds gedoop is. Dan kom die Here vandag na ons toe en dan sê hy vir ons, jy hoef nie meer in die donker weg te kyk. Hy kom na ons toe en hy sê, jy hoef nie die hele tyd jou asem op te hou. Ek ken jou. Ek het jou lief. Ek was jou skoon in die bloed van my siel. En as ons vandag hier uitstap, is dit nodig dat ons eie droom sal onthou. Wanneer die storms van die lewe oor ons kom, wanneer die skuldgevoelens van die verlede ons druk, asem net uit. Bely in die lig van God jou eie broosheid in die lewe. Bely voor die Here dat jy wel foute maak, dat jy nie perfek is nie, maar bely dan ook dat jy weet, jy erken en jy glo dat God getrou is en dat God altyd regverdig is en dat hy deurloop myself skoon was, dat hy vir jou voortdurend nuwe lewensasem gee en dat hy altyd vashou. Kom ons gaan vandag uit as mense wat skoon gewas is vir die Here. Amen. Liefde broers en susters, kom ons bid saam. Here, ons Here, ons dankie dat ons vanoggend in hierdie erediens weer herinner is, veral met die dood, hoe wyd en hoe ver die liefde vir ons strek. Dankie Here, dat ons die voorreg het om onsself kinders van U te mag noem. Daardie kinders is ons Here, nie op grond van ons eie verdienste nie, nie op grond van die mooi en die goeie dinge wat ons hier op aarde doen, maar dit is ons alleenlik op grond van U genade. Here, baie keer, dan kyk ons na ons eie lewens. Ons sien die krake, ons sien die skeure. Ons sien, Here, hoe ons eie lewens baie keer uitraal word, as gevolg van gebeure en omstandighede in ons lewens. En dan, Here, is daar die hoop wat in ons lewe. U skep vir ons daardie hoop, dat U ons steeds vashou. Dat die liefde vir ons nooit ophou, en dat die bystand altyd 'n gegewene in ons lewens is. Dankie Here, dat ons U, ons God mag noem, en elke dag in U lig hier op aarde mag lewe. Selfs wanneer die lewe vir ons donker word, en wanneer die lewe met ons gebeur, dan is dit U lig, wat weer vir ons 'n nuwe uitsig gee. Wat weer vir ons 'n ander uitkyk op die lewe gee. Here, ons kom vandag na U toe, met te loof en U te prys, as die alleen lewende God, die skenker van lewensasem. Daardie een wat ons voortdurend skoon was, en al die merke, daardie littekens van die lewe van ons almal. Dankie Here dat ons die voorreg het om as 'n gemeenskap vandag in U teenwoordigheid te kan kom staan.
U roep ons, Here, as kinders van U om ook na mekaar om te sien, mekaar by te staan en mekaar aan te moedig om voortdurend asem te haal. Laat ons dit dan ook doen, Here, en laat ons voortdurend bely dat ons in afhanklikheid van U, ons God, lewe. Daardie sekerheid, Here, en daardie belydenis kan ons alleenlik doen met die woorde wanneer ons sê dat ons glo in God die Vader. En ons glo in Jesus Christus, sy Seun. En alles, Here, wat U gedoen het deur U Seun vir ons en in ons plek. Dat U Seun gebore laat word het uit 'n maagd Maria. Dat hy vir ons gelei het onder die hande van Pontius Pilatus. Dat sy hande, sy voete vasgespijker is aan 'n kruis. En dat hy aan daardie kruis gesterf het as 'n offer vir ons sonde. Dan, Here, kom die dood om die hou. Want U is die lewegewende God. Die God wat hom opgewek het uit die dood. En ons glo, Here, ons bely vandag, Jesus Christus sit aan die regterhand. En hy is besig om vir elkeen van ons plek gereed te maak. En ons sien uit daarna dat hy weer sal kom, ons te kom haal. Ons bely vandag, Here, dat ons glo in U lewegewende Gees. Daardie lewensasem wat aannemend van U afkom en wat daagliks ons geestelike longe vul, veral wanneer die lewe met ons gebeur. Laat die Gees ons daagliks lei. Laat die Gees elke dag vir ons geopende oë gee om U teenwoordigheid in ons lewens raak te sien. Maar laat dit ook vir ons geopende ore en 'n geopende hart gee, wat sal luister na die woord en sal doen wat U van ons vra. Sal lewe soos wat U wil hê ons moet lewe. Here, dis hier in U kerk dat ons vandag kan kom bely, Here. En veral in die lig van die doop wat ons opnuut nou weer voor ons oog sien gebeur. Dat ons glo in U kerk. Dat ons glo in hierdie groter weefsel waarvan ons almal deel is. En U self hou die kerk in stand. U self sorg vir elkeen van ons. Here, ons kom bely vandag op grond van ons geloof dat ons glo in 'n ewige lewe. Ons glo in 'n opstanding uit die dood. En ons glo dat daar vir ons 'n heerlike vooruitsig in die toekoms wag. Vergewe ons, Here, wanneer ons soms uit swakheid teen U sondig. Trek ons uit die donker gate waar ons gaan wegkruip uit, tot in U lig. En laat ons saam met U lewe aanmaak. Dit bid ons Christus Jesus in Hom alleen. Amen. Broers en susters, as ons soms sing ons die 238 en ons sing daar die eerste, die derde en die 5.
in sy vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig na u toe oplig en aan u vrede gee. Amen.